Goeie dag, liewe luisteraars. Ek is Willie Saunderson en dit is vir my 'n voorreg om saam met u hier op die senders van Joy Gospel Radio vir die volgende halfuur te kan kuier. Nou ek wil ook net aan pastoor Barry weer eens baie dankie sê en sy vroutjie vir hierdie wonderlike geleentheid wat die Here hulle gelei het om te doen. En sodoende kan ons met al ons vriende en vreemdes en gereddes en ongereddes kan ons praat wanneer hulle inskakel op hierdie radiostasie. Nou, dis vir my 'n voorreg om weer vandag om die woord van die Here te kan sit en dit te kan bedien. Nou vandag wil ek met u praat oor Openbaring 20 vers 1 tot 11. En ek wil dit net graag saam met u lees. En hy sê, en ek het 'n engel uit die hemel sien neerdaal met die sleutels van die afgrond, en 'n groot ketting is in sy hand. En hy het die draak gegryp, die ou slang wat die duiwel en die Satan is. En hy het hom gebind 1000 jaar lank en hom in die afgrond gewerp en hom toegesluit en dit bo hom verseël, sodat hy die nasies nie meer sou verlei totdat die 1000 jaar volëindig is nie. Nou daarna moet hy dan vir 'n kort tydjie ontbind word. Nou, ek wil dit net graag noem so in die verbygang, wil ek dit net noem. Onthou dat in 2 Petrus 3 vers 8 sê, hy sê, maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes, dat een dag by die Here soos 1000 jaar is, en 1000 jaar soos een dag. Nou by die inleiding van hierdie gedeelte was Johannes weer terug op die aarde gewees, nadat Jesus hom na die hemel opgeroep het in hoofstuk 4. Nou die feit dat hy weer terug was op die aarde bewys die teendeel, dat dit wat die predikers beweer, dat toe Jesus vir Johannes beveel het in Openbaring 4 vers 1, toe hy geopende deur in die hemel gesien het en die eerste stem wat natuurlik soos die basuin gepraat het wat Jesus was, wat Johannes gehoor het, spreek het gesê, kom op hierheen. Hy verwys na daardie stem wat hy gehoor het wat soos 'n basuin geklink het. Hy sê, en ek sal jou toon wat na hierdie dinge moet gebeur. Nou vriende, soos die predikers beweer dat dit die kerk is wat weggeraap is, terwyl die engel in Openbaring 10 vers 11 vir ons Johannes terug stuur aarde toe en vir hom sê dat hy moet weer gaan profeteer oor baie volke en nasies en tale en konings. As dit die wegraping van die kerk was, dan het Johannes dit nie gemaak nie en is hy nie weggeraap saam met die kerk nie. Nou hier is hy nou weer terug op die aarde, hier wat ek nou die gedeelte vir u gelees het. Nou vriende, as dit die wegraping was, dan is die kerk mos nie hier nie. Vir wie gaan hy profeteer? En in hoofstuk 13 het die draak oorlog gevoer teen die kerk, teen die Christene, teen die heiliges, en hy het hulle oorwin, sê die woord. En hy dan vat ons ook weer die gedeelte waar hy praat in hoofstuk 7, Openbaring 7, toe hy hierdie ontelbare skare sien, toe sê hy sê, en hy hulle wat
wat onthoof is ter wille van die woord van God en die getuienis wat hulle gehad het. En hy's uit elke stam, taal, volk, nasie en taal, is hulle wat uit die groot verdrukking kom. Nou vriende, Satan het die kerk veral Pinkster vir eeue mislei deur te sê dat daar 'n wegraping gaan wees voor die verdrukking. Nou vriende, dit is 'n maklike evangelie, hulle is in die gehoor gestreel, ons gaan nie hier wees nie, dis te lekker. Nou die kerk wil nie die waarheid van die woord aanvaar nie, omdat Jesus praat van 'n groot verdrukking. En die kerk is bang vir die groot verdrukking, hou die kerk nie daarvan nie, en nou soek ons die maklikste uitkoms en ons verkondig ons die wegraping voor die verdrukking, terwyl Jesus dit so duidelik voorspel in Matteus 24 vers 29. Hy sê, en dadelik na die verdrukking van daardie dae sal die son verduister word en die maan sal sy glans nie gee nie, en die sterre sal van die hemel val en die kragte van die hemele sal geskit word. En dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid. En hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid, en hulle sal sy uitverkores versamel uit die 4 windstreke van die een einde van die hemel af tot aan die ander einde daarvan. Nou hier in Openbaring 21 sien ons dat Johannes terug is op die aarde, en dat hy uit die hemel 'n sterk engel gesien het, wat uit die hemel neerdaal met die sleutels van die afgrond en 'n groot ketting in sy hand. Johannes het inderdaad opgekyk na die hemel, en skielik het hy die groot engel gesien uit die hemel neerdaal, en Johannes aanskou die hele toneel, toe hierdie sterk engel die ou draak, die ou slang wat duiwel en Satan genoem word, gegryp het. Satan het nog gedink dat hy in beheer is van die planeet aarde, en hy kon mense na willekeur verwoes en manipuleer, moor en steel en lieg en als sy onheilsplanne uitdink om die mensdom wat God geskaap het te kan verwoes. Nou vriende, hoeveel hartseer het Satan nie op ons planeet al reeds veroorsaak nie. Ons dink maar aan die COVID-19 pandemie wat so 'n paar jaar terug was, wat reg uit die hel uit georgestreer is, en manne soos Rockefeller en Bill Gates en Klaus Schwab en al daai manne is Satan se disippels wat beplan om van die 7 biljoen mense op aarde uit te wis, sodat daar net 500 miljoen sal oorbly, want die aarde sal nie langer met sy hulpbronne 7 biljoen mense kan voed nie. Dit is wat hulle redeneer. Nou Satan het hulle aangestel in die plek van God. Hulle word deur Satan gebruik. So dit wel voorkom, reken Satan dat hy in beheer van die aarde oorgeneem het. Ek wil vandag vir die ou draak sê, daar kom 'n dag in jou toekoms, Satan, dat daar 'n sterk engel uit die hemel gaan kom wat jou gevange gaan neem, en jy sal die bitter prys betaal om vir altyd gemartel word tot in alle ewigheid in die helse vuur. Dink aan die hartseer in ons eie land wat hy disippels ophits om ons mense te martel, te roof en te steel en dood te maak. Pynlik, mense met warm water te gooi. Dink aan die vrou dokter en haar man wat so wreed aangeval, en beroep dat so honderde gevalle, maar ek noem hierdie een geval. Hulle is versmoor. En haar man so erg geslaan dat hy hersenskudding opgedoen het en weke later beswyk het. Die vrou in Bonnievale wat met warm kookwater gemartel was. Dis alles planne van die Satan. In Amerika het 'n man wat per ongeluk voor 'n ander motoris ingedraai het. Die ander motoris se revolver geneem. Die ander motoris het sy revolver geneem en die man se motor geskiet wat voor hom ingery het.
Die koel het deur die motor getrek en die kind wat op die agterste sitplek gesit het, net uitgeroep, "Mamma, my maagie is baie seer." Toe die moeder kyk, toe sien sy haar kind is raak geskiet en sy maagie bloei erg en later is die kind in die hospitaal oorlede. Dink net aan die hartseer van daardie ouers, dit alles Satan wat die mens ophits. Nou vriende van my skakel, 'n vriend van my skakel my nou die aand en vertel van die ramp in hulle huis. Hulle is godvreesende ouers en 3 pragtige seuns, groot, sterk, fris manne. Hulle is baie gehegte familie. Die 3 seuns het die wonderlikste opvoeding gehad. Hulle is in die huis van die Here grootgemaak en is lief vir die Here. Die hele familie saam bedryf 'n besigheid. Nou die dag ontvang hulle ma hier uit die bloute uit 'n SMS op die selfoon van die middelste seun af dat hy vir haar vertel, "Mamma, ek het my hart vir Satan gegee." My vriende is so geskok, die ouers van daai kind, en kan nie uitvind waarom hy daardie besluit geneem het nie. Want hy praat nie met hulle nie, hy is in 'n afsondering in sy kamer, praat nie met niemand nie, maak sy eie koffie en maak sy eie kos, wil niks met hulle te doen en jy kan nie sien hoe manipuleer Satan die mense. Hy doen dit omdat hulle ouers Christene is. Daar is soveel hartseer vriende in daardie huis. Al wat hulle kan doen is om maar net te bid en vra, Here, help my kind. Die seun wil glad nie saamwerk om hom by iemand te kry wat hom moontlik kan help nie. Dit lyk asof Lucifer in beheer is. Sy arrogante houding. Vriende, ek wil vandag vir Satan sê, jy dink jy's in beheer, maar ek wil vir jou sê, jou tyd is naby en daar kom 'n dag dat 'n engel uit die hemel gaan kom met die sleutels van die afgrond en 'n groot ketting in sy hand. In die kerk waar die Here my siel gered het, het ons as die Heilige Gees so oor die vergadering kom, dan het ons gekoordans soos die Bybel in Psalm 149 vers 3 sê, dit beskryf, laat hulle sy naam loof in koordans, kom psalm sing met tamboerijn en siter. Nou wanneer ek so in die gees koordans, dan trap ek die duiwel hier onder my voete, dan is ek in die gees, en ek voel die salwing van die Here, dan is ek in die gees, en dan trap ek die vyand hier onder my voete, dis waar hy hoort, vriende, oor die ellende en verleiding waaraan hy ons blootstel. Jesus het gesê in Matteus 24 vers 12, en omdat die ongeregtigheid gaan vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. Vriende, kyk wat gaan aan in ons wêreld. Kindertjies kan besluit of hulle 'n man of 'n vrou wil wees. Kan jy dit glo? Vriende, ek geniet dit so as ek lees van iemand wat Satan se werke so deur die krag van die Heilige Gees tot niet gemaak het. Maar engele Satan se planne in die wiele gery het. Daar was 'n meisie wat van die kerk afgeloop het huis toe met haar Bybel in haar hand, prys die Here en 'n lied in haar hart. Sy het 'n huppel in haar stap gehad. Op 'n sekere eensame plek waar daar nie veel verkeer is nie, was sy alleen, toe 2 booswigte met 'n motorfiets langs haar stilhou en haar wou beroof of sekere dinge met haar wou doen. Nou toe die een man haar gryp, val sy op haar knieë en prys die Here en beginne in tale te bid, en die volgende oomblik toe slaan daardie rower of daai abuser, val hy op die grond neer en hy begin onbeheers te ruk, en sy vriend op die motorfiets sien die rare verskynsel en die volgende oomblik jaag hy weg. Sy vriend lê op die sypaadjie en ruk onder die krag van die Heilige Gees. Halleluja. O, Kunamashatai. Die Here is 'n werklikheid, vriende. Die meisie lê, haar hande op hom en hy bedaar. Hy probeer regop staan, maar hy is so onvas op sy voete. Die volgende oomblik steek hy sy hande in die lug en roep na God om genade. O, prys die Here. Die meisie bid weer vir hom en sy lei hom na Jesus toe.
onder trane gee hy sy hart aan Jesus. O vriende, ek prys die Here. Vriende, daar is krag in die naam van Jesus. Satan, jou dae is getel. Neem kennis dat hy wat in ons is groter as hy wat in die wêreld is. Vriende, Efesiërs 6 sê, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Nou, vriende, dink net wat gaan daardie bekeerde rower aan sy kriminele vriend verduidelik. Satan is tot skande gemaak. Soos Jesus ook gesê het, hy sê, nadat hy hulle in die openbaar tentoongestel het. Nou, vriende, ons sien hoe dat Jesus Satan op die kruis verneder, Kolossense 2 vers 13 wat sê, julle wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van die vlees, het hy saam met hom lewendig gemaak, deurdat hy julle al die misdade vergeef het. En die skuldbrief wat teen ons was, het hy met sy insettinge ons vyandig was, het hy uitgedelg en weggeruim, deur dit aan die kruis vas te naal, nadat hy die owerhede en die magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel het en daardeur oor hulle getriomfeer het. Prys die Here. Satan, jy het die een gekom wat jou kop gaan verbrysel. So etlike jare gelede was daar 'n opstande hier in die Kaap by 'n plek met die naam van Crossroads. Nou, hierdie getuienis was uitgesaai oor Radio Kansel. Die disippels van Satan het die karre met klippe gegooi en Duitse meisie ry met haar motortjie om van haar vriende weg te bring iewers heen, daarna Khayelitsha toe. Sy was totaal onbewus van die oproer en sy ry toe binne in die opstand in. En hulle bestook haar motor met klippe en toe sy stilhou, gryp hulle haar die vensters is stukkend en alles en sleep haar uit die motor na die bosse toe daar naby. Sy begin toe in tale te bid en die volgende oomblik versteen die oproermakers toe hulle 'n abnormale groot sterk man met 'n geweldige stem en van autoriteit hulle beveel om die meisie dadelik te los. Hy beveel die oproeriges om die sleutels van die motor terug te bring. Daar heers 'n stilte en die man se bevele word onmiddellik uitgevoer onder so gesag, sonder enige teespraak. Hy beveel die Duitse meisie om in haar motor te klim en hy vee nog al die glasstukke van haar sitplek af. En in perfekte Duits, hy weet nie wie sy is nie, en sy is 'n Duitser, en in perfekte Duits beveel hy haar om te ry. Niemand het geweet sy is Duits nie. Die oproeriges staan asof hulle versteen is. Satan het weer verloor. Halleluja. O, prys die Here. Psalm 91 sê hy sal sy engele bevel gee om hulle te bewaar op al hulle weë. In 2 Konings 19 vers 35 sê, en dieselfde nag het die engel van die Here uitgetrek en in die laar van die Assiriërs 185.000 verslaan. Oei, halleluja. En toe hulle die môre vroeg hulle klaar maak, was dit almal dooie liggame. Satan, ek wil vir jou vertel dat jou toekoms is donker. Wat as jy jou rol klaar gespeel het, dan gaan daar 'n sterk engel uit die hemel kom en hy gaan jou bind word, jy gaan gebind word met ketTINGs. En jy gaan in die afgrond gegooi word, soos Osama bin Laden. Nadat die Amerikaanse soldate hom doodgeskiet het, het hulle sy liggaam in 'n helikopter gelaai en hom vanuit die helikopter in die see gegooi. Johannes aanskou hierdie toneel toe die engel die ou draak gryp. Nou die Amplified Bibles beskryf die toneel soos volg. Hy sê, and the angel gripped and overpowered the dragon, that old serpent of primeval times, who is the devil and Satan, and securely, hence the strong chain
bound him for 1,000 years. Dink aan die gesig wat Johannes aanskou het. Om te dink, vriende, om te sien hoe hierdie monster, wat die ganse mensdom verskrik en verslaaf het en gemoor het en doodgemaak. Hy het geen kompromie met die mens nie. Vriende, en dit is so jammer. Ek luister nou net na 'n vroukie wat die Bybel opskeer en sy glimlag nog al so. En sy dink sy gaan 'n ereplek kry by Satan. Hulle weet nie wat wag nie. Om te sien hoe die monster wat die ganse mensdom verskrik en verslaaf het deur die groot sterk engel gegryp en hom met die ketting gebind het. Ek wil vandag vir u sê, luisteraar, die eind van die boek sê ons gaan wen. Halleluja. Ons het die magtigste vors agter ons. Die magtigste army. Halleluja. Watter magtige engel moes dit nie gewees het nie. En watter skitterende vertoning van krag. Die spore van die geveg en die stryd was seker oor die ganse uitspansel uitgesaai, want die Satan sou sekerlik nie sonder die allerwoedendste en desperate weerstand oorgegee het nie. Om te dink die engel het gekom op bevel van God, om vir Satan te sê, genoeg is genoeg. God die Vader wat op die troon sit, het die sterkste engel van sy ryk gestuur. Want God die Vader het geweet, die taak gaan nie maklik wees nie. Satan het gedink hy is in beheer en kan dikteer soos hy wil, maar toe verskyn die engel van God gestuur. God stuur nie 'n legioen van engele nie, maar verneder Satan deur net een engel te stuur. Johannes het gesien hoe die weerlig en donderslag weer klink toe die twee kragte met mekaar bots. Oor die uitspansel weer galm die klanke, weer ligte en donder sla soos die magtige boodskapper en diensknegt van God oor die rower en die moordenaar en die verleier van die ganse mensdom hom met kettinge bind, vriende. Terwyl die ou draak bewe van woede en met neusgate wat vuur blaas gebind word, stort hy sy hele verwoeste regime in duie. Toe gryp die engel hom en bind hom vir 1000 jaar lank, dat hy die bewoners van die aarde nie langer sal verlei nie. Deur na hom te verwys as die slang herinner dit ons aan dat hy vir Eva verlei het. Ons gaan juig God verheerlik dat hy die misdadiger en die verleier van die mensdom uiteindelik aangekeer het. En hy gaan hardhandig in die afgrond gewerp word en hy gaan toegesluit word vir 1000 jaar. En na die 1000 jaar sal hy losgelaat word om nog 'n kans te gee, om sy saak met God te wil verder te wil versoen. Maar hy is so vermetel dat hy oor sy vernedering weer wraak wil neem en verklaar oorlog. Hy verklaar oorlog teen God en nou tree God self teen hom op en weer word hy 'n gevange geneem en Openbaring 20 vers 10 sê, word hy in die poel van vuur en swaal gewerp, waar die dier en die valse profeet is. En hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid. Luister mooi. Satan, neem kennis, dit is jou donker toekoms reeds bepaal. Vriende, dit sal vir ons wonderlik wees. Iewester in Jesaja praat hy en hy sê ons sal die sien wat in daai plek is. Ek weet nie of ek dit wil sien nie, maar prys die Here. Die hel is sy plek groter gemaak. Die hel het groter geword. Vriende, ons leef in 'n verskriklike tyd wat hy besig om mense te verlei. Ek luister nou dag na 3 vroumense. Hoe spot hulle met die Heilige Gees? Dat jy voel, Here, die Bybel sê in Psalm 1, Psalm 2 eintlik, hy sê, waarom woel die nasies
en bedink die volke nietige dinge teen die Here en teen sy gesalfde. Hy sê daar, hy sê, maar die Here lag vir hulle. Hy lag vir hulle, hy lag vir jou Satan. U wat nog nie, vriende, hoeveel van u is daar wat nou luister na hierdie boodskap? Wil u nie vandag besluit om Jesus aan te neem nie? Hy sê aan almal wat hom aangeneem, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, vriende. Ons moet ons harte vir die Here gee. Vriende, daar is nie, die woord van God praat, ons gaan nie weggeruk word nie voor die verdrukking nie. Ons gaan na die verdrukking gaan die wederkoms plaasvind. Hy sê dit so duidelik in Matteus 24 vers 29. Hy sê, en na hierdie dag daar sal 'n groot verdrukking wees, en daarna sal die wederkoms plaasvind. Paulus skrywe met hierdie ding van die wegraping storie. Vriende, dit is 'n leuen van die vyand uit die hel uit. Terwyl die Bybel praat daarvan, Paulus skryf in 2 Tessalonisense 2, hy sê, ons vra julle broeders met die oog op die wederkoms van ons Here Jesus Christus, om nie gou en sy engele, om nie gou julle verstand te verloor of verskrik te wees deur woord, deur brief of deur gees wat van ons afkomstig is nie, asof die dag van die Here daar is. Dis die dag van die Here wanneer hy gaan kom. Daar is nie 'n tussenkoms nie, vriende. Terwyl hy sê vir ons so duidelik, sê Paulus, beskryf Paulus, hy sê, maar julle weet, eers moet die afval kom en die man van sonde geopenbaar word. Ons is in die afval. Petrus skryf, hy sê, dat die oordeele van God met in sy huis begin. Ons moet in die huis regmaak. Hy sê, as daar die slegste diensknegt in sy hart gesê, my Heer tel hom om te kom. Daar in Matteus 24 vers 48, daar die slegste diensknegt. Hy was nooit sleg nie, maar hy het sleg geword omdat hy gedink het Jesus gaan kom en die koning gaan kom en hy het nie gekom nie. Sy hele probleem was omdat Jesus nie gekom het nie. Hoeveel mense is moedeloos, raak moedeloos. Ek wil vanaand vir u sê, vriende, vandag, kom ons kry ons oë op Jesus en ons ondersoek die skrifte. Die moontlikheid is die mense ondersoek nie die Bybel nie. En ons aanvaar dinge wat nie so is nie. Mag die Here hierdie woord seën. En as jy nog nie Jesus aangeneem, doen dit nou, my vriend. Daar wag 'n heerlikheid. Daardie ontelbare skare het dag en nag voor God gestaan, uit elke stam en volk en nasie en taal. En toe vra vir Johannes, wie is hulle? Hy sê, is hulle wat uit die groot verdrukking kom, het die ouderling vir hom gesê. Nou, dit is wat gebeur. Ons groet u op hierdie kanaal, die Gospel Radio, Joy Gospel Radio, en ons dank die Here vir so 'n media wat ons kan gebruik. Mag die Here u seën tot volgende week. Amen.